Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Genesis hoofstuk 35 uit. In die begin van hierdie hoofstuk sien ons hoe die Here vir Jakob sê om klaar te maak en op te trek na Bethel, waar hy 'n altaar vir God moes bou. In verse 2 tot 4 lees ons hoe Jakob dan opdrag aan sy huishouding gee om ontslae te raak van al die vreemde gode wat onder hulle was. Wat mens laat wonder hoe al hierdie afgode weer ingeglip het in 'n huishouding waar die hoof van die huis 'n toegewyde aanbidder was van die enigste waaragtige God. Maar dan besef mens vinnig dat hierdie oproep tot geestelike vernuwing eintlik steeds vir elkeen van ons vandag geld. Want hoe maklik skeep ons nie ons eie aanbidding af en vervang dit per ongeluk met gemorste ure op TikTok of Facebook of besig om 'n reeks op Netflix te kyk nie. So die Here roep ons steeds vandag om ontslae te raak van dit wat ons tyd steel. In verse 5 tot 7 sien ons hoe Jakob dan met die Here se beskerming uiteindelik veilig in Bethel aankom. Bethel is die plek waar Jakob 20 jaar van tevore in Genesis hoofstuk 28 'n droom gehad het oor die belofte van God se beskerming, asook die belofte van 'n groot nageslag. En dis hier waar hy 'n gedenksteen opgerig het en in aanbidding 'n gelofte afgelê het dat hy God vir ewig sou aanbid. En om nou hier in Genesis hoofstuk 35 te moet terugkeer na Bethel, moes sekerlik baie gedagtes en emosies deur Jakob se gemoed gestuur het, want soveel het intussen vir hom verander. In verse 9 tot 15 sien ons dan hoe die Here weer met Jakob praat en herstel bring aan sy verhouding met hom. Want voor Jakob se terugkeer na Bethel, het ons gelees in hoofstuk 33 en 34 hoe Jakob sy familie gaan vestig het tussen die Kanaaniete met sy verblyf in Sichem. En uit die verhaal weet ons dat alles daar nie goed afgeloop het nie. Die Here het die eerste keer aan Jakob kom bekend maak dat sy naam verander van Jakob na Israel in Genesis 32 vers 28. En nou hier in vers 10 van Genesis 35 kom bevestig God aan Jakob se nuwe naam. Hierdie herinnering was belangrik, want baie het intussen gebeur wat Jakob kon laat wonder het oor die belofte. En dit kom herinner elkeen van ons dat ons ware identiteit deur Christus bepaal word en nie deur ons verlede nie. Verse 11 en 12 kom bevestig dit vir ons, want ten spyte van ons mislukkings en beproewinge, bly God altyd getrou aan sy beloftes. In verse 16 tot 20 lees ons van die bittersoet van Benjamin se geboorte, toe Jakob sy geliefde Rachel aan die dood moes afstaan tydens die geboorte van sy jongste seun. En iets wat elkeen van ons persoonlik hieruit kan haal, is dat daar 'n nuwe lewe kan kom tydens seisoene van diepe hartseer en pyn. Moet net nooit jou oë van Christus afhaal nie. Hy sal jou dra, daar waar dit voel of die lewe net te swaar op jou skouers druk. Verse 22 tot 26 lys vir ons die geslagsregister van Jakob, maar nie voor ons eers lees van nog 'n misstap van een van Jakob se seuns nie. En eintlik kom hy hierdie oortreding van Reuben net weer vir elkeen van ons daarop, dat die Here elke familie op besonderse wyse kan gebruik. Maak nie saak of jy soms voel dat jy miskien bietjie disfunksioneel of anders is as die mense om julle nie. Die hoofstuk sluit af met Isak se heengaan. En die mooi hier is om te sien dat Jakob en Esau steeds oor die weg gekom het en dat daar herstelde eenheid in hierdie familie was. Saam met die afsterwe van Isak gaan die verbondsleierskap nou van een generasie oor na die volgende, wat vir ons daarop dui dat God se werk
oor vele generasies strek en dat dit wat ons vandag in ons kinders deponeer, vir nog baie jare na ons eie afsterwe sal voortleef. So, kom ons minag nie ons invloed op die volgende generasie nie en leer om in ons eie lewens vinnig te vergewe en naby aan God te leef. Want ons kinders hou ons dop, of ons dit nou wil glo of nie. So kom ons kies om 'n voorbeeld van goddelike liefde vir hulle te wees, sodat dit wat ons begin het, vir nog baie lank 'n rippel sal hê nadat ons nie meer hier is nie. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.